In die woordbediening vanaand, broeders en susters, gaan ons voort met ons reeks preke oor, oor die lig van die wêreld. En vanaand gaan ons saam lees uit Lukas 5, vers 1 tot 11. Ons kom steeds, of ons staan steeds stil by die roeping van ons Here Jesus van sy disippels. Maar nie net hulle roeping nie, ook die feit dat hy hulle in hierdie wêreld uitstuur om vissers van mense te wees. Nou as ons Lukas 5 lees, en ek ken hierdie gedeelte baie bekend, die wonderlike visvangs, dan vind dit plaas, Lukas sê, by die meer van Genesaret. Ander naam daarvoor is die see van Galilea. Dit is waar hierdie baie besondere gebeurtenis tussen ons Here Jesus en sy disippels plaasvind. Kom ons lees dan Lukas 5 vanaf vers 1 tot 11. Op 'n dag toe Jesus langs die Genesaret meer staan en die skare vorentoe beer om die woord van God te hoor, sien hy 2 skuite aan die kant van die meer lê. Die vissers het uitgeklim en was besig om die nette uit te spoel. Jesus klim toe in een van die skuite, die een wat aan Simon behoort, en vra hom om dit 'n entjie van die oewer af weg te stoot. Nadat hy gaan sit het, het hy die skare van die skuit af geleer. Toe hy klaar gepraat het, sê hy vir Simon: "Vaar uit na die diep water toe en gooi julle nette uit om te vang." "Meneer," antwoord Simon, "ons het die hele nag daar gesoek sonder om iets te ontvang. Maar op u woord sal ek die nette uitgooi." En toe hulle dit doen, het hulle so 'n groot klomp vis gevang dat hulle nette wou skeur. Hulle wink toe vir hulle maats in die ander skuit om te kom help. Hulle het gekom en albei die skuite so vol gemaak dat hulle amper gesink het. Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor Jesus se knieë neer en sê: "Gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens." Hy en almal wat saam met hom was stom verbaas oor die groot klomp vis wat hulle gevang het. Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus wat saam met Simon gewerk het, was net so verbaas. Toe sê Jesus vir Simon: "Moenie bang wees nie. Van nou af sal jy mense vang." En nadat hulle die skuite op die strand getrek het hulle alles net so laat lê en sy volgelinge geword. Ons teksverse, broeders en susters, uit hierdie gedeelte is vers 8, die laaste gedeelte, en die hele vers 8. Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor Jesus se knieë neer en sê: "Gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens." En dan later ons Here Jesus se woorde aan hom. Toe sê hy vir Simon: "Moenie bang wees nie. Van nou af sal jy mense vang." In ons hele reeks prediking oor die lig vir die wêreld, broeders en susters, kom ons by 'n baie belangrike moment in die hele bedieningswerk van ons Here Jesus Christus. Hy begin om sy disippels te roep. Hy vra hulle om te volg. Hy begin om hierdie eenvoudige mense op te lei en toe te rus, sodat hy hulle kan uitstuur in hierdie wêreld. Hy begin om van hierdie eenvoudige mense vissers van mense te maak.
Nou weet jy, dit my net weer getref op watter merkwaardige wyse ons Here Jesus hierin te werk gaan. Teen die hele agtergrond van die hele visvang, kan ons sê, vang hy eers die visser in sy persoon. Want daarsonder kan hulle nie vissers van mense wees nie. Jesus vang hier vir Petrus in sy persoon. Nou, u ken die gebeure, het dit vanaand weer gehoor. Vir 'n hele nag is daai klompie disippels op die meer van Genesaret besig om vis te vang. Maar hulle kry niks. Toe die son die volgende dag begin opkom, staan hulle maar aan die kant besig om hulle nette skoon te maak. 'n Mens sou werklik kon sê, dit was nou 'n nag se vrugtelose arbeid. Ons ken mos sulke dae in ons lewe, nie waar nie? Dan moet jy die volgende dag maar weer van voor af begin en van voor af probeer. Maar weet jy, ons Here Jesus is hier baie, baie fyn aan die werk. Eers leen hy Petrus se bootjie, want hy wil bietjie op die meer invaar sodat hy die mense kan leer. En dis asof hy vir Petrus al hier iets leer van ek wil jou gebruik met alles wat jy is en het. Jy moet iets van jou tot beskikking van my stel. Maar genoeg daaroor. As hy die skare klaar geleer het, dan sê hy vir daardie klompie disippels vir hom, vaar uit na die diep water toe, gooi julle nette uit om te vang. Dis sy opdrag aan hulle. En dis 'n opdrag, broeders en susters, met geen onsekerheid in nie, hulle sal vis vang. Die Here sê, gaan net, gaan na die diep water toe om vis te vang. Weet jy, komende van 'n nuwe visserman, sou 'n mens baie maklik kon sê, maar dis 'n baie dom opdrag. Want jy vang nie helder oordag met nette vis nie. Dit is iets wat jy in die nag doen. En dis hoekom Petrus eintlik bietjie brom oor hierdie opdrag. Hierdie ervare visserman. Nou kry hy hierdie opdrag. Vaar uit na die diep water toe. Maar dan gehoorsaam hy tog hierdie opdrag van die Here Jesus en sy disippels vaar uit. En nou weet jy wat daar gebeur het. Hulle vang soveel vis dat hulle net eenvoudig wou skeer. Hulle vang soveel vis dat hulle vir hulle maats moes roep en sê, kom help ons net om hierdie massa vis aan wal te kry. Ek dink daai klompie ervare seemanne het dit nog nooit in hulle lewe so beleef nie. Massas vis. Waarom doen ons Here Jesus hierdie wonder? Hierdie wonderlike visvangs. Wil hy homself maar aan hulle bekend maak as die groot gelukbringer in hulle lewe? Wil hy hom maar net aan hulle bekend maak as die een wat vir hulle groot finansiële voorspoed en seëninge sal bring? Dit is so word hy vandag nogal
verkondig, veral op die Kaapse vlakte. En dit ontwikkel 'n hele voorspoedsgodsdiens. Wat vir mense baie, baie hartseer bring. Maar dis nie wat ons Here Jesus hier wil doen nie. Hy hou hom nie aan hulle voor as 'n tipe van 'n gelukbringer in hulle lewe nie. Hoekom doen hy hierdie wonder? Weet jy, hy wou iets van homself aan hulle bekend maak. Soos met baie van sy ander wonders, en ons gaan nog by van daai wonders stil staan. Wou hy iets van sy goddelike heerlikheid aan hulle openbaar. Hy verrig hierdie wonder, sodat hulle sy heerlikheid as die Seun van God kan sien. Hy is God. Hy is die Almagtige. En dink nou daaraan, God die Almagtige midde in mense se lewens, in die lewens van 'n paar vissermanne. Dis wat ons Here Jesus wou doen. Hy wou sy absolute heerlikheid aan hulle openbaar. Petrus het dit verstaan. Petrus het daardie oggend besef, hier voor my, hier by my as 'n eenvoudige ou visserman, hier midde in my ou lewe as 'n visserman, staan die lewende God, die Almagtige. Hy's nie 'n meneer, soos wat Petrus hom 'n rukkie vroeër aangespreek het nie. Hy is die Here. Hier by hulle, in hulle midde in hulle lewe, staan die Here. In sy volle goddelikheid en in sy almag. Hierdie ontmoeting tussen Petrus en die Here het 'n enorme uitwerking op sy lewe gehad. Het jy gehoor hoe Petrus as ware spreekwoordelik verkrummel voor die Here? Op sy knieë by die voete van die Here Jesus roep Petrus dan uit: "Gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens." Weet jy, hier waar Jesus sy almag, sy alwetendheid, sy absolute goddelikheid openbaar, dan mag ons dalk verwag dat Petrus op sy knieë gaan om die Here te vereer vir hierdie magtige daad wat hy doen. Mag ons verwag dat hy die Here gaan loof en prys vir hierdie groot dade wat hy in hulle midde doen. Maar weet jy, dis nie wat gebeur nie. Voor die Here, sy besef, hier is hy voor my in ons midde. Word Petrus oorweldig deur sy eie sondigheid. Dis asof Petrus vir die Here sê: "Here, u en ek, ons hoort nie by mekaar nie." Dis asof hy vir die Here sê: "Here, sonde en u hoort nie by mekaar nie. Gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens."
Weet jy, dis nie 'n vreemde reaksie wanneer 'n mens God werklik ontmoet nie. Wanneer jy te staan kom voor God in sy heerlikheid, in sy heiligheid en in sy majesteit. Onthou jy wat het Jesaja gesê, toe die Here hom as profeet geroep het, en hy voor die heiligheid van God te staan gekom het. Jesaja het gesê, dis klaar met my. Ek is verlore. Elke woord oor my lippe is onrein. Ek woon onder 'n volk van wie elke woord onrein is. Onthou jy vir Job, toe die Here hom uiteindelik vanuit die storm geantwoord het, toe sê Job, tot nou toe het ek net gehoor wat mense van u sê, maar nou het ek u self gesien, en nou verag ek myself. Nou sit ek vol berou, in sak en as. Gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens. Petrus. Dis wat gebeur, broeders en susters, wanneer die Here jou werklik vang. Die oorheersende wat die Heilige Gees in 'n mens se hart en in jou lewe werk. As jy voor die lewende God, die almagtige God te staan kom, is eerstens daai diep besef van jou eie sondigheid. Daai besef dat ek en God hoort nie eintlik by mekaar nie. Gaan weg van my af, Here, sê Petrus. Want ek is 'n sondige mens. Hoe reageer ons Here Jesus op hierdie geweldige woorde van Petrus? Hy reageer op twee maniere. Kom ons kyk nou hoe hy dit eerstens doen. Hy reageer deur vir hierdie Petrus te sê, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie, sê hy vir Petrus, want Petrus het straf verwag. Hoekom moet Petrus nie bang wees nie? Is dit dalk omdat hy nie regtig sondig is nie? Glad nie, nee. Is dit dalk omdat sy sonde die Here nie regtig pla nie? Nee, dit pla hom. Is dit omdat die Here en sonde tog maar by mekaar hoort? Nee, broeders en susters, hulle kan nie. Weet jy, ons Here Jesus kon daar vir Petrus sê, moenie bang wees nie. Want hy het geweet, 'n paar jaar later, sou hy aan die kruis vir al Petrus se sondes betaal. Hy het geweet, ek self sal hierdie stikkende, berouvolle sondaar met God versoen. Hy kon vir Petrus sê, moenie bang wees nie. Want ook vir Petrus sou hy die dood opstaan. Ook vir Petrus sou hy na die hemelvaart sy Heilige Gees gee om
om hom 'n nuwe mens te maak. 'n Kragtadige instrument in die hand van die Here. Weet jy, dit is geen wonder dat Petrus 'n hele klompie jare later, nadat hy nog baie ander dinge moes leer, jy ken sy geskiedenis, dat as Petrus besig is om sy briewe te skryf van al die Christelike gemeentes, dat hy net nie uitgepraat kan raak oor die kosbare bloed van Jesus Christus nie. Oor en oor praat hy van die kosbare bloed van Jesus Christus, waardeur ons losgekoop is. Dit is een van sy mooiste woorde, sekerlik een van sy kragtigste uitdrukkings. Kry ons byvoorbeeld in 1 Petrus 3, waar hy sê, ook Christus het eenmaal vir die sonde gelei. En hoor hom nou, die onskuldige vir die skuldiges, om julle na God te bring. Want Petrus het dit beleef. Ek dink dit kom geweldig diep uit sy hart, omdat hy dit ook in sy persoonlike lewe beleef het. Ons Here Jesus het nog verder gereageer op Petrus se diep sonde besef. Hy gaan nie van Petrus af weg soos wat hy gevra het nie. Daar kom nie 'n breuk tussen Petrus en die Here nie. Het jy gesien wat doen die Here in werklikheid? Hy neem hom in sy diens. Nou dat Petrus weet, ek as mens het in myself geen geestelike waarde nie. Nou dat Petrus leer, ek is 'n mens wat net maar kan lewe van die Here se ongelooflike genade in Jesus Christus. Nou, broeders en susters, is hy gereed om deur die Here gebruik te word. Begin Petrus gereed word, sodat die Here hom kan stuur met die boodskap van genade na 'n wêreld in nood. Want hy was gevang deur die Here. Hart en siel. Nou kan hy 'n visser van mense word. Nou kan die Here hom gebruik om die wonderlike evangelie van verlossing na ander te neem. So, broeders en susters, werk die Here, nie anderster nie. So werk die Here. Hy vang eers die visser, om dan 'n visser van mense te gaan wees. Weet jy, ons as Christene in ons land, ook ons as Christelike kerke, ook ons gemeente, weet jy, ons sukkel regtig, en hoor my, ons sukkel om vissers van mense te wees. Ons krap baie kop hieroor.
Ons spreek ons bekommernis teenoor mekaar uit hieroor. Ons vra ander om dit namens ons te gaan doen en dan betaal ons hulle nog op die Kaapse vlakte. Want ek hoef dit nie te doen nie. Ons maak selfs planne om hierdie ding aan te spreek. Weet jy, op ons gemeentekamp is dit die tema. Maar ons sukkel. Ons sukkel. Weet jy, broeders en susters, 'n rede hiervoor kan 'n diep gebrek aan sondebesef by ons wees. Nie maar net 'n erkenning van al my menslike swakhede en tekortkominge nie. Maar daai verragtige uitroep van 'n Petrus, Here, gaan weg van my af. Want ek is 'n sondige mens. As ons sondebesef swak is, weet jy, dan sal daar nog altyd 'n groot stuk hoogmoed, geestelike hoogmoed in ons lewe wees. Dit sit ander mense eenvoudig af. En dit kan die boodskap waarmee ons kom na mense toe ook benadeel. Die wonder, die absolute wonder van God se genade in Jesus Christus. Die absolute wonder dat Jesus Christus my van alle mense met God versoen het. Het jy dit? Moet ons diep in die hart aangryp. Want iemand wat geleer het om van die Here se rou genade te leef. Sy hart is vol. Sy lewe is vol. Oor hierdie genade, die lewe wat ek in Jesus Christus ontvang het. Om waarlik vissers van mense te wees, broeders en susters, het ons nie in die eerste plek meer mense nodig nie. Ons het nie meer geld nodig nie. Ek wil self sê, ons het nie meer toerusting daaroor nodig nie. Ons het kinders van die Here nodig, wat geleer het om van die Here se rou genade te lewe. Daai absolute verwondering. Hy was genadig teenoor my. Ek het in Jesus Christus die lewe ontvang. Dink eers wanneer die Here ons daar gebring het. Kan hy ons uitstuur. As ek en jy regtig gereed om sy genade na ander te neem. Om vissers van mense te wees. Mag ek hier los met die vraag. Waar trek die Here met jou persoonlik? Om van jou 'n ware gestuurde van hom te maak. Waar trek die Here met jou
in sy proses. Is jy al deur die Here gevang? Amen. Na U toe, Here, steek ons hande uit. Ons doen dit in ons eie nietigheid. Ons doen dit vanuit 'n diep en hartseer besef van hoe dikwels ons U bedroef. Ons bely voor U, Here, dat ons in onsself niks voor U verdien nie. Ons steek ons hande na U toe uit. U wat U seun ons Here Jesus Christus gegee het, om vir al ons sondes te betaal. Vader, en ons bid dat ons werklik in ons lewe die geweldige omvang en die grootheid en die geweldige koste van U genade oor ons sal ken. Mag dit ons in die hart gryp elke dag van vooraf, sodat U ons kan gebruik. Vader, gee vir ons harte wat werklik oorloop van dankbaarheid vir ons verlossing. Gee vir ons brandende harte vir hulle wat dit nie ken nie, wat U nie ken in hulle lewe nie. Mag ons vanuit 'n vol hart, mag ons vanuit dankbaarheid en geweldige opgewondenheid boodskappers wees van die lewe in Jesus Christus, U seun. Ons bid dit, Here, dat U dit kan doen. Ook deur die kragtige werk van U Gees, ook in ons lewe. Maak ons meer en meer vissers van mense. Omdat ons self deur U gevang is. Omdat ons self die dieptes van ons elende ken, maar ook die hoogtes, die ruimtes van ons verlossing in Jesus Christus. Ons vra dit in sy naam. Hy wat ons so duur gekoop het, in wie ons lewe. Amen.